Ware vryheid word gevind in 'n identiteit. Ek is kind van God. Nêrens anders nie. Halleluja. Vryheid buite Jesus kan nie gevind word nie. As die Gees jou lei, dan wys dit jy's kind van God. Dan kom die Gees en hy roep saam met ons, Abba, Vader. Sê gou, Vader, U is my Vader. Hierdie Christelike vryheid is die vermoë dan, hoor mooi, om te leef soos iemand wat aan die Vader behoort. Dat God is baas oor 'n gelowige se liggaam. Sê halleluja. Ons is so lief vir U, Here. Dankie dat U ons kom ontmoet, hier waar ons is. Dit is so lekker om die Here te dien. Here, U is so groot. Alhoewel ons dit nie verdien nie, Here. Alhoewel ons dit nie verdien nie, het U troon verlaat. En U het mens geword. Omdat U ons lief het. Dankie, Here, vir U groot liefde. En dankie dat omdat ons U ken, omdat ons U naam bely, omdat ons met ons harte glo, dat die Vader U uit die dood het opgewek het, kan ons die ewige lewe beerwe. Here, ons sien uit vir daai dag, wanneer U terugkom, of wanneer ons laaste asems uitblaas, wat sien ook al eerste kom, waar ons net kan hardloop, reguit in die arms van die Vader in. Here, soos klein kinders, is ons verlange dat, wanneer ons by U uitkom, Here, dat U ons sal optel, en op die skoot kom sit en sê, my seun, my dogter, ek het so verlang, dat jy in my huis sal wees. Ons sien uit vir daai dag, Here. Maar Here, dit is my gebed vanaand, dat U vir Pastor Jacques sal seën, daar waar hy nou vir ons die woord gaan oopbreek, Here. Ek glo met my hele hart, dat U het reeds die grond geploeg, U het ons harte gereed gemaak om hierdie woord te ontvang. Here, mag hierdie saad wat in ons harte val, wortel skiet, Here, en opkom en vele vrug dra. Ons is lief vir U, koning van alle konings, en die Here van alle Here. U is groot, die oorwinnaar oor die dood. Ons het U lief, en die kerk van die Here sê saam, Amen en Amen. Ja, is julle lief vir die Here? Ja, dit moet so wees, hoor? Dit moet so wees. Dit is so lekker om saam met julle vanaand die Here se naam groot te kon maak. Ons is vanaand by Romeine 8 en ons het vanoggend net Pastor George daaroor verder gepraat en eintlik Romeine 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 bou op na hierdie besonderse hoofstuk Romeine 8. En Romeine 8 het 3 dele. Die eerste deel praat oor hierdie lewe in die Gees, nie meer onder die wet nie, maar ek het nou 'n nuwe wet waarvolgens ek leef en dis die wet van die Gees, die wet van liefde. Dan hier in die middel gedeelte kry ons daardie bekende skrifgedeelte wat praat oor moeilikheid en moeilike tye en sê God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en volgens sy besluit geroep is sodat ons kan word gelykvormig aan die beeld van sy seun. Julle ken daai versie. En dan natuurlik die laaste gedeelte van Romeine 8 praat dan daai mooi versie wat ons almal ken. En dit gaan eintlik oor die hele gedagte van die heerlikheid van God en dat hy ons nooit alleen sal laat nie en omdat ons deel het in sy lyding sal ons ook deel hê aan die heerlikheid, nê? En dan bid hy hierdie kosbare belofte wat hy vir ons gee. Daar is niks wat ons kan skei van sy kosbare liefde nie. En dit is Romeine 8, 'n besonderse boek. Baie mense verwys na Romeine 8 as die hoogste berg in die Bybel, die piek van alles, van daardie kosbare uitnodiging om te sê, lewe deur die Gees. Onthou verlede Sondag aand toe ek gepraat het oor Romeine 7, was dit om jou uit te nooi om te sê, God het 'n beter manier
Ons lewe nie meer onder die wet nie, want die wet was goed geweest. Die wet kon ons wys wat sonde is, maar die wet kon ons nie red nie. Alleenlik in geloof deur Jesus Christus. En ons het met ons mond bely en met ons hart geglo dat hy die seun van God is, dat hy die dood uit opgewek is. En op grond van daardie belydenis, omdat ons glo in hom, het redding ons deelagtig geword. En op 'n einde van die dag het hy ons geregtigheid geword. Is dit nie so nie? Nie deur my werke nie, maar deur alles wat Jesus vir ons kom doen het. Is dit nie kosbaar nie? En hy kom nou hier in Romeine 8 en hy praat eintlik met ons oor hoe die Gees ons lei vanuit hierdie plek van slawernyheid. Ek is nie meer onder drang of onder verpligting om my sondige begeertes te vervul nie. Hy lei ons uit daardie plek van slawernyheid en hy lei ons tot kindskap in. Kind van God, en almal sê amen. En daarom in die gedeelte in Romeine 8 praat hy so mooi daarvan. En hy sê vir ons hierdie mooi gedeelte, sê want die Gees getuig saam met ons 'n paar dinge. In die eerste plek, dat jy aan God behoort. Sê gou vir iemand langs jou, jy behoort aan God. Is dit nie kosbaar nie. Die tweede ding wat hy sê is, jy is God se kind. Sê, ek is God se kind. Halleluja. Belangrike belydenis. En natuurlik die derde ding, jy is ook deel en jy's 'n erfgenaam. Sê gou vir iemand langs jou, jy gaan erf man. Halleluja. 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 Maar wanneer ons hier deur Romeine 8 lees, dan sien ons ietsie interessant. Paulus verbind vryheid met kindskap. En kom ek lees dit gou vir jou. Romeine 8 vers 14. Want almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, die is kinders van God. Sê saam met my. Wow. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei is kinders van God. En wanneer hy praat met ons oor hierdie geesleiding in ons lewe, is dit hierdie nuwe wet, hierdie vryheid wat ons betree het. Op die einde van die dag sê die woord dan vir ons en lei ons na hierdie mooi beginsel toe, dat ware vryheid word gevind in 'n identiteit. Ek is kind van God. Nêrens anders nie. Halleluja. Vryheid buite Jesus kan nie gevind word nie. Ware vrede buite Jesus kan nie gevind word nie. Ware geregtigheid buite Jesus kan nie gevind word nie. Dis alleenlik in Christus Jesus. En sê vir die ou langs jou, dit maak my opgewonde. So my vryheid begin by identiteit. In ander woorde, Romeine lees ons, as die Gees jou lei, dan wys dit jy's kind van God. En in die tweede plek, dan kom die Gees en hy roep saam met ons, Abba, Vader. Sê gou, Vader, U is my Vader. En daarin daardie kosbare liefdesverhouding van kind, Vader, vind ek en jy ons ware identiteit en vind ons ware vryheid. En almal sê saam met my, dit maak my opgewonde. Okay, dit maak my so opgewonde, want weet jy wat, as ek kyk dan na hierdie vryheid wat ek het in God, hierdie Christelike vryheid, is dit nie 'n permit of 'n toelating dat ek en jy net kan doen wat ons wil nie. Hierdie Christelike vryheid is die vermoë dan, hoor mooi, om te leef soos iemand wat aan die Vader behoort. Halleluja. Hierdie identiteit wat ek nou het in Christus Jesus, hierdie vryheid wat ek beleef in hom, is die vermoë om te leef soos iemand wat aan Christus Jesus behoort. Dis die vermoë om te leef 'n lewe wat vir God aanneemlik is, soos Efesiërs 5 vers 10 praat. Baie mense sal vir my sê, pastoor, ek is vry man. Moenie met my praat oor my sonde nie. Ek kan doen wat ek wil. En my antwoord gereeld daarop is nee. Jy is nie vry om te doen wat jy wil nie. Jy is vry om te leef soos iemand wat aan God behoort. En as ons dan sê, Here, wow, dit is wat U vir ons in gedagte het, besef ek, hierdie Christelike vryheid wat die Here my gee, hierdie uitdrukking wat ek het as kind van God, vind uitdrukking in 3 verhoudinge. Sê gesaam met my verhouding met God, my verhouding met my medemens, en my verhouding met myself. Dat julle Jesus het gesê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou? Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie 2 is gelykstaand aan mekaar, sê die woord van die Here ons. So met ander woorde, wanneer ons kyk na die groot gebod, en ons kyk na Christelike vryheid, en ons kyk na Romeine 8, wat met ons praat oor hierdie lewe deur die Gees, en hierdie nuwe wet, en hierdie wet van liefde, omdat ek 'n praktiese teoloog is, vra ek myself altyd af, hoe gaan ek hierdie leef? Wat is die wet van die Gees?
Hoe leef ek hierdie Christelike vryheid? En wanneer jy verder deur Korintiërs en jy verder deur Romeine lees, sien jy hoe Paulus en deur Galasiërs en deur Efesiërs, hoe hulle dit prakties vir jou en my demonstreer, oor hoe lyk 'n lewe wat bely dat ek is kind van God. Hoe lyk so iemand se vryheid, wat daardie Christelike vryheid uitleef, om te sê, dis nie 'n vermoë net om te doen wat ek wil nie, maar dis 'n vermoë om te leef soos iemand wat aan die Vader behoort. En ek wil vanaand met jou op reis vat oor 3 dinge, oor hierdie uitdrukkings in hierdie verhouding. Eerste, met myself. Tweedens, met ander. En derdens, met God. Halleluja. Okay. So die heel eerste een. Hierdie Christelike vryheid wat ons het. Nou as kinders van die Here. Sê vir jou langs jou, voordat ons begin, jy moet weet jy's kind van God. Okay, sê vir hom, jy het die vermoë om 'n lewe te leef soos iemand wat aan die Vader behoort. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. Jy behoort aan die Here. En daarom is hierdie eerste skrifte gedeelte natuurlik 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12 tot 20. Wat hierdie Romeine, jy kan nie Romeine 8 sonder hierdie waarhede ook lees nie. Dit is so belangrik dat hierdie waarhede deel daarvan moet wees. So die eerste vryheid wat ek het as kind van God in opsigte vir myself, is die vryheid tot selfondersoek. Sê gou selfondersoek. Ek en jy gaan nou vir 'n paar oomblikke 'n bietjie in 'n spieël kyk na ons eie lewe. En ons gaan sê, Here, maar as ek dan kind van God is, en hierdie vryheid wat ek het, Here, nie meer onder die wet nie, maar 'n lewe deur die Gees. Ek is kind van God, ek word deur die Gees gelei. Hoe lyk daardie tipe lewe? Kom ons lees gou 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12 af. Ek gaan in die ou vertaling vir jou lees, en dan gaan ek vers 15, 16, 17 en 18 skiep, en weer aangaan by vers 19. 15, 16 en 17 en 18 praat net basies oor seksuele sonde, maar die konsep is dieselfde, julle verstaan dit verder vanaf vers 19 af. Maar hoor hierso, vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Sê saam met my, nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag vir voedsel, maar God sal die een sowel as die ander een tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie? Wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan hom behoort. En ons almal sê, amen. Wat 'n kosbare gedeelte. En ek wil hê jong mens, ou mens. Ek wil hê jy moet hierdie waarheid besef vandag. Hierdie vryheid vra gereeld dat ek en jy in 'n spieël kyk. Onthou ons het gesê, die wet was soos 'n spieël, jy sien jy is vuil, maar jy kan niks doen nie. Maar die lewe in die Gees is 'n lewe van selfondersoek. Dis 'n lewe waar die Gees ons kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Want ek is mos nou in 'n verhouding, dis nie meer 'n wet wat ek hou nie, dis 'n verhouding, en ek wil hê hierdie verhouding moet versterk. So die heel eerste ding wat jy moet weet is, wees op jou hoede vir dinge wat jou oorheers. Wees op jou hoede vir goed. As iets jou beheer, of dit nou 'n begeerte is, 'n gewoonte, 'n verslawing, as daardie deel van jou lewe is jy nie waarlik vry nie. Dan lewe ek en jy nog steeds ongebondenheid. En die Here sê, doen hierdie selfondersoek. Wees op jou hoede, want dis wat hy sê, alles is jou geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. 'n Ander woordjie vir die woord nuttig beteken heilsaam. Wat is heilsaam? Dit wat ek en jy doen, moet 'n geestelike impak op ons lewe maak. Dit moet of gesond wees, of geestelik reddend wees tot my lewe. Dit moet heilsaam wees. So ek ondersoek myself en sê, ek as kind van God, want dit is my identiteit, né? En in hierdie identiteit het ek 'n vryheid. En hierdie vryheid word sigbaar, uitdrukking in 'n verhouding met myself. Hierdie Jacques, hierdie persoon, wie ek en jy is, ons word nie deur enigiets oorheers nie. Ons is nie in verslawing nie, ons is nie begeertes, ons word nie deur iets beheer nie, alleenlik deur wie? Deur die Gees van God. Ek is onder ander heerskappy. Ek het mos 'n ou mens doodgemaak. Ek lewe nou 'n nuwe lewe.
En ons almal sê amen. Die tweede belangrike gedeelte wat jy moet besef in hierdie 1 Korintiërs 6 is, dat God is baas oor 'n gelowige se liggaam. Sê halleluja. Okay, hierdeur wil ek vir jou sê, hoor mooi, jy behoort nie aan jouself nie. Jy's duur gekoop. Jy behoort nie aan jouself nie, jy's duur gekoop. God is baas oor 'n gelowige se liggaam. Die derde ding wat jy moet weet is, jou liggaam het waarde. Sê gesom my regtig? Ja, omdat jy 'n tempel is van die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, omdat jy 'n tempel van die Heilige Gees, moet jy besef, God woon waar? En dis op so George so mooi gepraat, hy woon hier binne in ons. God woon in jou. En nou wil ek vir jou sê hierdie woorde, jou liggaam is heilige grond. Hoor mooi. Jou liggaam is heilige grond. Jy behoort nie aan jouself, jy is duur gekoop. En daarom sê ek baie keer vir jong mense, onthou, ons betree nie net mekaar se destiny nie. In ouetjie meisie verhoudinge nie. Ons betree nie net mekaar se destiny nie. Ons tref trap en toer nie. Dis wat ons moet doen. Dis heilige grond. Dis God se dogter. En daarom is dit belangrik om te besef dat wanneer ons met mekaar te doen het en te werk het, dis heilige grond. As jy in 'n verhouding is, pas mekaar op. Bly seksueel rein. Vertrou die Here dat hy jou so sterk maak met die waarde wat jy het. Niks gaan my beheer nie, behalwe die Heilige Gees. Dat God is baas oor hierdie liggaam. En my liggaam het waarde omdat die Heilige Gees hier in my woon. En wat is die uiteinde van dit dan? Hy sê dit so mooi. Jou liggaam is bedoel vir die Here. Verheerlik God dan deur jou lewe. Jou en my lewe is nie daar vir selfbevrediging nie. As kind van God en hierdie lewe deur die Gees is dit een fokus, een doel voor oë en dit is om hom te aanbid en hom te eer. En ons almal sê amen. En baie keer in ons lewe moet ons drastiese besluite maak. Is dit reg en verkeerd? En dis wat eintlik Paulus hier kom vir ons sê. Hy sê as kind van God het jy 'n geestelike vryheid. Maar vryheid vra altyd die eerste vraag. Is dit waarmee jy besig is tot jou voordeel? Is dit waarmee jy besig is heilsaam? Verheerlik jy God deur jou liggaam? Eer jy hom met jou alles? Dis 'n belangrike vraag wat ons moet vra. Amen. En almal sê ek het dit. Okay, 'n belangrike vraag. Die tweede belangrike ding wat vryheid van ons vra. Die eerste keer selfondersoek. En die tweede plek kom vryheid. Hierdie vryheid as kind van God en dit vra liefde. Sê vir jou langs jou liefde. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 10 toe. Hier kom Paulus weer met hierdie woorde en hy sê alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Verder af hier na vers 32 en 33, ook van 1 Korintiërs 10. Wees geen oorsaak van struikeling vir 'n Jood of 'n Griek of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Met die klem op vers 24, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van ander. En ons almal sê amen. So as kind van God weet ek, hierdie liggaam behoort nie aan my nie. Dis God se liggaam. Weet ek die doel van my lewe is om hom te verheerlik. Ek is duur gekoop. Ek weet hierdie is heilige grond want hy het sy Gees kom woning maak hier binne in my. En elke keer wanneer ek moet bedink oor my Christelike vryheid en sê is dit reg of is dit verkeerd, vra ek altyd hierdie belangrike vraag. Is dit wat ek doen tot my voordeel? Is dit heilsaam? Is dit opbouend? En word my Vader daardeur verheerlik? Is dit nie kosbaar nie? Nou die tweede reël wat vryheid altyd na ons toe bring is hierdie vraag na liefde. Wat doen hierdie dinge wat ek mee besig is? Wat doen die dinge wat ek doen aan my naaste? Aan ander? So hierdie kunskap van God is nie 'n selfsugtige lewenstyl nie, is dit nie so nie. Hierdie nuwe lewe deur die Gees, hierdie nuwe wet van die Gees, hierdie wet van liefde, draai nie die wêreld rondom my nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ander. Om wat te doen, soos wat Paulus hier in die einde sê, sodat elkeen gered kan word. Sê vir jou langs jou lewe het 'n doel. Okay.
En hierdie Christelike vryheid wat ons het, hierdie lewe deur die Gees, hierdie wet van liefde, ruk ons uit ons stand van selfsugtigheid uit. En dit plaas ons op 'n ander plek. 'n Ander plek waar jy sê, ek soek nie my eie voordeel nie, maar die voordeel van ander mense. Sodat hulle wat kan word? Sodat hulle gered kan word. En 'n snaaks dat vers 11, 1 Korintiërs 11 vers 1 die volgende sê, wees my navolgers soos ek ook dit van Christus is. Paulus het hierdie waarheid in Jesus gesien. Is dit nie so nie? Jesus wat gekom en gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om ander mense te dien. En hierdie belangrike vraag wat ek en jy ons moet vra, wanneer jy jou vryheid misbruik, moenie toelaat dat jy swakker gelowiges laat struikel nie. Want dan wandel jy nie in die wet van die Gees nie, dan wandel jy nie in die wet van liefde nie. Besef julle hoe belangrik is 'n lewe wat uitverkoop is aan die Here. Want almal kyk en almal hou jou dop. Met hierdie nuwe lewe in die Gees het ek 'n nuwe morele kompas. Alles het verander. As Esegiel gesê het, ek het jou hart kom uit tot daai ou sondige hart en ek het vir jou 'n nuwe gehoorsame hart en 'n gees kom gee. En hy sê in Jeremia, hy het dit op die harttafels van ons hart kom neerskryf, daardie kosbare wet van God. Sê ek, wow, ietsie anders het met my gebeur. Ek is kind van God. My vryheid vind ek in die identiteit in hom, want ek word deur die Gees gelei. En as ek deur die Gees van God gelei is, in die eerste plek sê ek, wat ek doen, hoe beïnvloed dit my? Is dit tot my voordeel? En die tweede plek wat dan kom en sê is, wat ek doen, is dit tot voordeel van ander. Is dit heilsaam en opbouend? Opbouend in die ou vertaling gebruik hy so mooi, gebruik hy woordjie stigtend. Is dit opbouend vir ander? En ewe skielik besef ek elke woord, elke optrede, elke handeling met iemand, het 'n bepaalde effek op ander. En as kind van die Here, kom die Here en sê, hey, jy het 'n lewe deur die Gees. Jy het 'n nuwe identiteit. Jy leef nie vir jouself nie. Jy het die hemelse Vader. Jy behoort nie aan jouself nie. Verheerlik God in jou liggaam. En dan kom hy en dan sê hy, jy moet 'n impak maak met jou lewe deur die manier van hoe jy lief het. Is dit nie kosbaar nie? Ewe skielik wanneer ek in my lewe moet besluit oor wat is reg en wat verkeerd is, besef ek baie keer dat hierdie is 'n belangrike vraag. Dit wat ek doen, hoe beïnvloed dit my naaste? As ek in my eie lewe hierdie vraag vra, want is ietsie as 'n kind van God waarmee ek baie deur my lewe al gewandel het, want dit het my gehelp om te besef ek het 'n nuwe morele kompas en die Heilige Gees help my om effektiewe geesgevulde besluite te maak. En die eerste besluit wat ek maak is, hoe beïnvloed dit my? Die tweede plek is, hoe beïnvloed dit my naaste? Jy weet in jou eie lewe het jy al baie keer opgetree wat ten koste van ander. Dis nie die wet van liefde nie. Daar's 'n ander wet wat by ons pas. Ek wonder hoe sal hierdie lewe wees wanneer ons hierdie beginsel in ons huwelik toepas. Wonderlik. Die wet van die Gees. Elke woord, elke optrede, heilsaam, opbouend, nie belange van myself dink, nie belange van ander mense. Ewe skielik word ek deur 'n nuwe kompas gestuur. Ewe skielik kom ek agter, waar's my selfsugtige begeertes? Voorheen het alles net oor myself gegaan. Nou gaan dit oor ander mense. Nou begin ander mense behoeftes my hart raak. Nou begin ek ander mense raak sien. Ek soek geleenthede waar ek mense kan dien. Ek is 'n nuwe mens. En dis die werk van die Gees in jou lewe. Amen. Is dit nie kosbaar nie? Waar jy jouself voortdurend afvra, is dit tot voordeel van ander? Ek en jy mag nie ons vryheid misbruik nie. Daarom het Paulus gesê, ek sal liewer nooit weer vleis eet nie, as dit my broer laat struikel. Sien, hy sit sy belange en sy voorkeure heeltemal eenkant. Wat 'n onselfsugtige lewenstyl. Is dit nie? Wat 'n onselfsugtige lewenstyl. Want hy wil so leef, sodat almal gered kan word. Dis die lewe deur die Gees. En dis 'n tipe lewe wat jou en my inspireer om te sê, ons is anders. Halleluja. Ek kom by daardie plek wat ek sê, die werk wat hy aan my kom doen het, is volkome. So die vryheid vra, dis die tweede vraag. Is dit wat jy doen tot jou naaste se voordeel? Bou dit hulle op, lei dit hulle nader aan Jesus. Wat 'n mooi beginsel om volgens te leef. Amen. Wat 'n mooi beginsel.
Die lewe en die vryheid in die Gees. Die derde gedeelte van hierdie vryheid. Onthou ons het nou 'n verhouding met myself, verhouding met my naaste. Natuurlik gaan kindskap ook oor 'n verhouding met God, my Vader. Soos wat Romeine ons sê, hulle wat hulle deur die Gees van God laat lei, hulle is kinders van die Here. Iemand het baie keer al vir my gesê, en Korintiërs skryf dieselfde, en Romeine 13, 14, 15 waar ons later gelees, hy sê, hoekom moet my vryheid beperk word deur ander mense se gewete? En dan kom Paulus sê eenvoudige antwoord. Doen alles. Sê saam met my alles. Doen alles. Nie. Okay, laat ek dit vir jou lees, ons is nie Jacques se woorde nie. Okay, as jy reg. 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet, of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Dis 'n ander lewe hierdie. Halleluja. En dit is die beter lewe wat God vir ons in gedagte het. Dink net julle, as ons oorgegee is aan die Gees se heerskappy in ons lewe, kan ons lewe leef ten voordeel van myself wat heilsaam en opbouend is, kan ek 'n lewe leef wat opbouend en heilsaam is tot voordeel van my naaste, en kan ek 'n lewe leef wat my Vader in die hemel is, wat is in die hemel is, verheerlik. Is dit tog nie ons hoogste doel nie? Is dit tog nie Jesus se hoogste strewe gewees nie? Is dit nie waaroor alles wat Jesus gedoen het gegaan het nie, oor sy Vader se eer? Ek vaar vanaand voor die tyd. Edward, wat dink jy beteken dit? As ek sê, lewe tot die verheerliking van God. En Edward gee my net hierdie kort antwoord. Doen alles wat God vra. Sê hom, 110%. Mooi antwoord. En dit is die vryheid. So die eerste vraag is vryheid vra selfondersoek. Wees op jou hoede dat niks jou oorheers nie. God is baas oor jou liggaam. Jou liggaam het waarde omdat jy tempel van die Heilige Gees is en jou liggaam is bedoel vir die Here, nie vir selfbevrediging nie, maar van aanbidding. Die tweede vraag is die vraag na liefde. Wat doen hierdie dinge wat ek doen aan my naaste? Misbruik ek my vryheid of lewe ek op so 'n manier dat ek iemand wen vir die koninkryk van God? Halleluja. En dan hierdie derde vraag oor vryheid. Die vraag na aanbidding. Wat doen die dinge wat ek doen in my lewe aan God se eer? Wat doen dit aan God se eer? Wat doen die dinge wat ek doen aan God se eer? Dis 'n belangrike vraag. Is dit tot eer van die Here? Is dit volgens sy wil? En een ding wat ek besef, as dit God nie verheerlik nie, is dit nie ware vryheid nie, en is dit eintlik maar sonde. Is dit nie so nie? En dis presies waar die vyand ons weer wil kry, in verwarring oor ons identiteit. Herinner iemand langs jou, jy het vroeër gehoor jy is kind van God. Okay. Jy is kind van God. So daar's 'n drievoudige toets vir jou en my in hierdie Christelike vryheid wat ons sê, as kind van God, ek is geroep tot kindskap, ek het vryheid tot kindskap, maar vryheid bring kindskap, maar kindskap bring verantwoordelikheid. Halleluja, jy kan nie net leef soos wat jy leef. Jy moet leef en jy die vermoë ontvang deur die Gees om 'n lewe te leef wat jou Vader wat in die hemel is, verheerlik. En daarom is daar 'n drievoudige toets vir jou en my, en ek en jy kan dit nou beantwoord. 'n Christen is vry, hoor mooi. Jy is radikaal vry. Want die evangelie boodskap is radikaal. Dis lewensveranderend. Maar jy's nie roekeloos vry nie. Jy's radikaal vry. En daarom wanneer vryheid ons roep tot kindskap, word hierdie kind van God geroep tot verantwoordelikheid. En hierdie verantwoordelikheid is ten opsigte en die uitdrukking van jou vryheid teenoor jouself, teenoor jou naaste en teenoor die Here. Is dit tot jou voordeel? Is dit tot jou naaste se voordeel? En is dit tot eer van die Here? As jy hierdie vraag eerlik beantwoord, dan kom ek op 'n plek waar ek besef, ek leef my nuwe identiteit as kind van God. Ek leef as nuwe identiteit. En nou wanneer ek na Romeine 8 kyk,
skets Romeine 8 hierdie kosbare prentjie van 'n kind van God wat se vryheid lyk soos Jesus. Amen. Ons is God se kinders, ons is sy erfgename. Maar ons het ook deel aan sy lyding en daarom het ons ook deel in sy heerlikheid. En dis wat Romeine 8 ons leer. Maar hoe lyk 'n kind van God? Hoe lyk iemand wat waarlik vry is? As dit dan soos Jesus moet lyk, moet ek myself die vraag afvra. Het Jesus homself deur enigiets laat oorheers? Nee. Het Jesus altyd ander se voordeel gesoek? Ja. En het Jesus alles gedoen tot eer van sy Vader? Ja. Ware vryheid is dan om te leef soos wat Jesus geleef het. Amen. Halleluja. Halleluja. Wanneer die wêreld na jou kyk, Nadine, wanneer die wêreld na jou kyk, sien hulle iets van hom in jou. Ons ouens wat getroud is, nou al vir baie jare, wanneer jou vrou na jou kyk, sien hulle iets van hom in jou. Dame, jy wat al jare getroud is, sien jou man iets van God in jou? Is jou lewe so gerig dat wat jy doen te heilsaam en opbouend is ten opsigte van jouself tot voordeel van jou man en verheerlik jy God in jou huwelik? Wanneer ons hierdie 3 beginsels toepas in elke faset van ons lewe, dan begin ons 'n geesgevulde lewe leef, want ewe skielik word nie beheers deur my begeertes, my sondige ou aard nie. Ek is nou 'n nuwe mens, ek het 'n nuwe morele kompas. Die Here het 'n nuwe werk in my kon doen en ek lewe nou in vryheid en die wet wat ek gehoorsaam is die wet van liefde. Ek het hom lief met my hele hart en my naaste soos myself. Wanneer jou kinders na jou kyk, sien hulle iets van hom? En ek moes net hierheen insit vir die pastore, wanneer die gemeente na jou kyk. Sien hulle iets van jou? Dis 'n belangrike vraag. Onthou, jy's nie 'n weeskind nie. Jy's nie 'n weeskind nie. Jy's kind van God. Jy is vry, jy is geliefd, maar jy is ook verantwoordelik. En daarom Romeine 8 wat my oproep tot hierdie kosbare vraag. Hulle wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Want vryheid bring kindskap, maar kindskap bring verantwoordelikheid. Ek kan nie doen wat ek wil nie. Ek het die vermoë om te leef soos iemand wat aan my Vader behoort. En ons almal sê, amen en amen. Mag hierdie kosbare 3 beginsels jou altyd help in die besluite wat jy maak in jou lewe, in die koers wat jy baan. Mag dit jou help in jou verhouding met God en sê, Here, alles wat ek doen is tot U verheerliking. Iemand het eendag vir Jesus gevra, hoe weet ek dat ek U liefhet? En Jesus sê, as jy my gebooie het en dit gehoorsaam, dan het jy my lief. En daardeur verheerlik ons hom. Hy kom op dieselfde asem en hy sê, moenie net aan jou eie belange dink nie, maar dink ook aan die belange van ander om jou. Die feit dat alles geoorloof is, beteken dit nie dat dit goed is vir jou en vir ander nie. Halleluja. Daar kom geestelike wysheid wat ons aan die dag moet lê. En dit is die inspraak van die Heilige Gees. So leef dis vry. Leef soos 'n kind van God. En ons almal sê, amen en amen. Kom ons sluit ons.